te word. Daar waar jy is, plant jou voete plat op die grond. En voel hoe jou lyf ontspan. Ontknoop jou hande, vou dit oop op jou skoot. Asem stadig in en bid in jou hart. Here Jesus Christus. Asem stadig uit. U onthou my. Weer in, wanneer ek bang is. En uit, onthou U my. Laat hierdie waarheid die ritme van jou asem word. God, onthou my. Ons is in lydingstyd, ons stap saam met Jesus na Golgotha. Ons hoor die hamerslag, ons sien die spot, ons voel die onreg. Tussen twee misdadigers hang hy, verwerp, verneder, verlate, een spot en een fluister. Jesus, dink aan my wanneer U in U koninkryk kom. En Jesus antwoord, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. In die donker uur van lyding is daar 'n woord van onthou. In die uur van oordeel is daar 'n woord van genade. Die misdadiger moes weet dat daar niks is wat hy vir Jesus kon aanbied nie. Geen goeie werke nie, geen herstel nie, geen tyd om dinge reg te maak nie. Net 'n smeekgebed. Dink aan my. En Jesus antwoord met oorvloed. Nie net ek sal jou onthou nie, maar vandag saam met my in die paradys. Dit is wie God is. 'n God wat onthou. Wanneer die wêreld jou vergeet, onthou hy. Wanneer jou verlede jou aankla, onthou hy. Wanneer jy voel jy het te min, jy is te laat, jy het te ver geval, onthou hy. Lydingstyd herinner ons, God se geheue is genade. Word vir 'n oomblik stil. Waar het jy vandag nodig om te hoor? Ek onthou jou. Here Jesus, onthou ons. Onthou ons families, onthou ons gemeente, onthou die wat moed verloor het. Onthou die wat op die rand leef. Soos ons in hierdie lydingstyd na Jesus se kruiswoorde luister, weet ons dat hierdie woorde ons woorde word en dat dit ons kruisgewoontes word. Dat ons as disippels van die Here meer en meer soos hy word, deur die werking van die Heilige Gees in ons lewe. En daarom as ons hierdie woorde van onthou hoor, hierdie genadewoorde wanneer 'n misdadiger niks het om te gee, om te bring, om reg te maak, dit waarvoor hy skuldig staan nie. Moet ons ook vandag afvra, wie het nodig dat ek hulle sal onthou? Nie met oordeel en verwyte nie,
maar met die genade van ons Here Jesus Christus. Plaas hierdie mense voor die Here. Terwyl ons hier bid, woed daar oorlog. Carl Jenkins het 'n lied, The Armed Man, gekomponeer, 'n kragtige koorlied oor die reis na 'n naderende oorlog, die verskrikking van die geveg, maar dan eindig dit met 'n kragtige hoop op universele vrede. Hierdie lied dien dan as 'n tydlose waarskuwing teen die verwoesting van geweld en oorlog. Ons begeer vrede en veiligheid, nie net vir ons nie, maar vir alle mense. Dalk is jy vandag bekommerd oor iemand naby in die Midde-Ooste, 'n kind, 'n familielid, vriende. Dalk voel jy magteloos en bang. Bring nou daardie gevoelens na die Here. Here van genade, wie wat die misdadiger onthou het, onthou vandag die mense van die Midde-Ooste. Onthou die kinders wat skuil, onthou die ouers wat huil, onthou die gewondes, onthou die vermistes, onthou die wat bang is vir wat môre bring. Here, ons bid, ontferm U oor die Midde-Ooste. Ontferm U oor Oekraïne. Ontferm U oor Suid-Afrika. Ontferm U oor die Kaapse vlaktes. Here, ontferm U oor elke mens wat tussen politieke magte vasgevang is. Ons bid, Here, breek die kringloop van wraak, ontwapen harte vol haat en gee wysheid aan leiers. Gee moed aan vredemakers. Gee beskerming aan onskuldiges. Here, waar mense voel, wie dink aan ons? Laat U stem weer klink, vandag, saam met my. Here, U bring vrede, nie net in die stilte van wapens nie, maar die vrede van geregtigheid. Die vrede van herstel, die vrede van U koninkryk. Here Jesus Christus, ons aanbid U as die Prins van vrede. Ons sluit vandag se gebedswoensdag af met die gebed wat Jesus onsself geleer het. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons sondes, soos ons ook die vergewe wat teen ons sondig. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen.